Ek wil graag vanoggend met u praat oor die tema God wil jou iets vra. Ek dink baie van ons het al die Bybel oopgemaak met die behoefte om antwoorde te kry. Antwoorde oor God, oor onsself en oor die lewe. Want reken ek, die Bybel bied inderdaad vir ons antwoorde op baie goed in die lewe. Maar ek dink die Bybel doen meer as dit. Die Bybel wil nie net vir ons antwoorde gee nie. Ek dink die Bybel leer ons ook om vrae te vra. Want jy sien, die Bybel bevat nie net antwoorde nie, dit bevat ook vrae. Die eerste vraag in die Bybel vind ons in Genesis 3. 'n vraag wat deur die slang gevra word in die tuin van Eden vir Adam en Eva. As die slang vra, het God werklik gesê dat julle van geen boom in hierdie tuin mag eet nie? Na Kain sy broer Abel doodgemaak het, soek God vir Abel by Kain en dan vra Kain vir Abel, is ek miskien my broer se oppasser? Wanneer Abraham worstel met die realiteit van kinderloosheid, dan vra hy vir God, Here, my God, wat sal U my gee, aangesien ek kinderloos is? Dis by die brandende besembos wat Moses vir God vra, wie is ek, dat ek na die Farao toe moet gaan? Dis Job wat hierdie vraag vra, wat hierdie dogter vroeër gevra het. Waarom ly ek? Meer nog, dis die vraag wat Jeremia gevra het, as hy vra, waarom is die pad van die goddeloses voorspoedig? En dan eindig die vraag nie in die Ou Testament nie. Nee, die vraag word oorgedra in Nuwe Testament toe. Ons ontmoet die vrou saam met Jesus in Johannes 4, die vrou van Samaria, wat vir Jesus vra, hoe is dit dat jy wat 'n Jood is, vir my wat 'n Samaritaan is, 'n bietjie water vra? Wanneer Jesus die storm stil maak, dan is dit sy disippels wat vra, watter soort mens is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Vra. Maar in die Bybel is dit nie net ons as mense wat vra nie. Ons ontmoet in die Bybel ook die God wat vra. Na die sondeval is dit God wat vir Adam vra, waar is jy? En wanneer Elia moedeloos wegkruip in 'n grot, dan is dit God wat vir Elia vra, Elia, wat maak jy hier? En hier in Matteus 16 is dit Jesus wat sy disippels konfronteer met twee
vra. Wie sê die mense is ek? En later in vers 15, en wie sê julle is ek? Jesus vra hierdie eerste vraag, wie sê die mense is ek, nie omdat hy in 'n identiteitskrisis verkeer nie. Dis ook nie omdat die opinies van mense uiteindelik vir hom belangrik is en dat hy die goedkeuring van mense soek nie. Nee, hierdie vraag gebruik hy, dink ek, om hulle te lei na 'n meer belangriker vraag wat later kom. En as Jesus vra, wie sê die mense is die seun van die mens, dan antwoord sy disippels hom deur te sê, party sê jy is Elia, ander sê jy is Jeremia, ander sê jy is Johannes die Doper en een of ander profeet. Daar is van die mense wat werklik geglo het dat Jeremia op 'n manier opgestaan het en dat Elia op 'n manier opgestaan het en voortgeleef het in die persoon van Jesus. Hulle sê daar's mense wat iets van Elia in jou raak sien. Elia, die groot profeet wat wonderwerke verrig het, wat vuur uit die hemel laat val het, wat 'n seun weer lewend gemaak het, wat gebid het vir droogte. Sy disippels sê vir hom, Jesus, as die mense sien die wonderwerke wat jy doen, dan sien hulle iets van Elia in jou raak. Maar as mense wat vir Jeremia in jou sien, Jeremia, hierdie profeet wat gehuil het oor die sondes van die volk, wat die volk keer op keer tot bekering geroep het. Sy disippels sê vir hom, wanneer jy so huil oor die toestand van Jerusalem en uiteindelik die boodskap van bekering verkondig, dan sien mense iets van Jeremia in jou. Dan is daar ander wat Johannes in jou sien. Die vurige prediker, hy wat nie geskroom het om die sondes van mense aan te spreek nie. Hy wat selfs bereid was om die koning op sy sondes te wys. As jy so reguit praat, dan sien mense iets van Johannes die Doper in jou. In hierdie antwoorde is dit duidelik dat die mense van Jesus se tyd iets besonders in hom gesien het. Maar steeds het hulle hom hopeloos te klein verstaan. Daarom draai hy na sy disippels toe, die manne met wie hy 'n baie spesiale verhouding gehad het. En hy sê vir hulle, julle kon nou mooi sê wat die mense sê oor my, maar wie sê julle is ek? Dit is nou nie meer hulle nie, maar julle. Jesus maak dit meer persoonlik. En dan antwoord Petrus namens hulle, soos hy maar baie keer gedoen het. As hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. U is baie meer as Elia, U is baie meer as Jeremia, U is baie meer as Johannes die Doper en al die ander profete. U is die unieke Seun van God, die lang verwagte Messias. Dis wie hy is. En dit is interessant om te sien deur die evangelies dat Jesus homself ook so sien.
U sien, boonbehalwe dat ons moet luister na wat mense oor Jesus sê en wat sy disippels oor hom te sê het, is die belangrikste dalk om te luister na wat hy oor homself te sê het. Vir Jesus is hy nie maar net nog 'n weg en 'n waarheid nie. Nee, vir homself is hy die weg, die waarheid en die lewe. Hy is nie maar net nog 'n lig in hierdie wêreld nie. Nee, hy is die lig vir die wêreld, sê hy. Hy is nie maar net nog 'n herder nie, hy is die goeie herder. Hy is nie maar net iemand wat brood gee nie, hy is die brood van die lewe, sê Johannes 6. Ek is die opstanding en die lewe. Ek en die Vader is een, sê hy. Wie my gesien het, het die Vader gesien. Jesus maak dit duidelik dat hy inderdaad God is wat in menslike vorm na hierdie wêreld toe gekom het. Nee, hy is nie maar net 'n groot profeet soos wat die moslems glo nie. Nee, hy is nie maar net nog 'n geestelike wyse soos die Hindoes glo nie. Nee, hy is nie maar net nog een van die leermeesters soos die Jode glo nie. Nee, hy is die Here wat gevolg, die Here wat gedien en aanbid en gehoorsaam moet word. Dit is wie hy is. Wanneer Jesus hierdie vraag aan sy disippels vra, dan is dit nie omdat hy in 'n geloofs- of in 'n identiteitskrisis is nie. Nee. Hy wil hê sy disippels moet ontdek en begryp wie hy werklik is. Want jy sien, die antwoord oor wie Jesus vir ons is, bepaal ons hele lewe ding. En dan dalk die laaste belangrike detail in ons teksgedeelte is om nie net te kyk en te luister na die vraag wat Jesus vra nie. 'n Belangrike detail in die teks is ook om te weet waar presies Jesus hierdie vraag vra. Jesus en sy disippels was in die omgewing van die see van Galilea. Maar wanneer hy hierdie vraag vir sy disippels wil vra, dan neem hy hulle na die gebied van Caesarea Philippi. Dis omtrent 50 kilometer weg van waar hulle was. 2 tot 3 dae lank se stap. En ons weet nou, om te reis was nie 'n eenvoudige en 'n maklike ding soos dit vandag is nie. Daar was risiko's verbonde aan reis. Maar Jesus neem sy disippels daarheen, na die gebied van Caesarea Philippi. 'n Gebied met 'n bepaalde reputasie. Hierdie gebied was bekend vir sy tempels. Dit was bekend vir sy
afgodediens. Die politieke leier, keiser of Caesar, was deur baie in hierdie gebied aanbid as God. Die Griekse god van vrugbaarheid, Pan, was ook een van die gode wat hier aanbid was. En dan was hierdie gebied ook bekend vir die poort van Hades. Nou, Hades is die Griekse woord vir die plek van die dooies. Mense het geglo, hierdie donker, diep grot was die plek waar die dooies en die bose magte was. Daarom was hierdie poort vir baie mense 'n plek van vrees, 'n plek van duisternis en geestelike doodsheid. Jesus neem hulle na hierdie plek, na hierdie gebied, om uiteindelik vir hulle te vra, wie sê julle is ek? Hierdie vraag kon hy vir hulle gevra het in Galilea. Hy kon hierdie vraag gevra het in enige tempel nader. Hy kon dit selfs in die veld gevra het of enige ander plek, maar hy kies om dit hier te vra. Want jy sien, dit was nie 'n maklike omgewing om jou geloof in Jesus te bely nie. Dit was nie 'n gemaklike plek om te sê Jesus is Here nie. Dit was 'n gevaarlike plek om jou geloof in hom te bely, want alles rondom hulle het gesê daar is ander gode, ander Here, ander magte. En dalk is dit juist die punt van die teks. Dat dit maklik is om Jesus te dien wanneer jy tussen mense is wat ook glo soos wat jy glo. Dit is maklik om te sing en te aanbid en te sê Jesus is die Here wanneer jy in die kerk sit. Maar die ware toets van 'n mens se geloof kom wanneer jy in die Caesarea Philippi van jou eie lewe staan. Ek het 'n vermoede dat ons Caesarea Philippi vandag anders lyk. Dit is die skool en die universiteit en die vriendekringe waar jy uitgelag word omdat jy vir Jesus staan. Dit is die familiekringe waar jy bang is om vir Jesus te staan omdat jy dalk alleen sal staan. Ons Caesarea Philippi is vandag sosiale media wat konstant vir ons sê, ek is die Here, ek moet gelukkig wees, ek moet myself eerste stel. Dit is die wêreld wat vir ons wil leer dat dinge so sukses en reputasie en geld en status dalk belangriker is as God. Ons Caesarea Philippi is dalk ook daar wanneer ons seer kry en bang is en teleurgesteld is en wonder, waar is God? Ek dink dis die tye waar die stemme uit die wêreld harder wil praat as die stem van God.
Van Matteus 16 leer ons, Jesus soek nie net mense wat hom in veilige plekke sal volg nie. Mense wat hom met oorgawe dien in gemaklike welvaartstoestande nie. Nee, hy soek manne en vroue wat hom ook in die moeilike plekke sal erken as Here en God. Manne en vroue wat onbeskaamd en onverskrokke sal bely, Here, U is die Christus, die Seun van die lewende God, nie net in mooi weerstoestande nie, nie net op Sondagoggende nie, nie net wanneer dinge goed gaan nie, maar ook wanneer ons in die Caesarea Philippi's van ons lewens verkeer. Jy het dalk ingekom vanoggend met jou eie vrae. Miskien wil God jou vanoggend hier vandaan die wêreld instuur, jou wêreld instuur, die nuwe week instuur, met 'n vraag wat op sy hart is, wat ek en jy moet antwoord. Wie sê jy? Nie net volgens jou mond en jou belydenis nie, maar ook volgens jou belyfenis in die manier waarop jy leef, besluit te neem. Wie sê jou lewe is hy? En so bid ons, liewe Here, dat U ons sal help om regtig sonder skroom en sonder skaamte sal erken en bely. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Wat ook al vanoggend, liewe Here, die areas in ons lewe mag wees wat homself voordoen as Caesarea Philippi. Kom inspireer ons deur die Gees om ongeag waar ons onsself mag bevind in hierdie lewe, dat ons U sal bely, dat ons U sal erken. Nie net as die Here wat vir ons mooi goed leer in die Bybel nie, maar die Here wat ons uitnooi om hom te volg, om hom te dien, sonder voorwaardes. Ek bid dit vir myself en ek bid dit vir elkeen van ons en ek bid dit in Jesus se naam.